Hallo en welkom by die Aanse series natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons kyk na die boustene van materie, atome en elemente en ons hersien kortliks die uitleg en inhoud van die periodieke tabel van elemente. Alles rondom ons bestaan uit materie, 'n potlood, die water wat ons drink, die lug wat ons inasem en selfs ons liggame is alles van materie gemaak. Materie is enige iets wat ruimte beslaan, massa het en uit baie klein deeltjies bestaan wat ons atome noem. Atome is die kleinste boustene van materie. Hulle is uiters klein en kan slegs met baie kragtige mikroskope gesien word. Elemente bestaan uit baie van dieselfde soort atome. Byvoorbeeld, as ons 'n ring van goud neem en inzoom op sy mikroskopiese atoomstruktuur, sal ons sien dat dit geheel en al uit die element goud bestaan, waarvan die chemiese simbool AU is. Een goue sirkeltjie in hierdie diagram verteenwoordig dus 'n enkele goue atoom. Let daarop dat daar geen ander atome teenwoordig is nie. Al wat ons sien is rye en rye van dieselfde goudatome. Elemente soos goud bestaan dus uit duisende atome van dieselfde soort. Daar is 118 bekende elemente in totaal en hulle word almal gelys op die periodieke tabel van elemente. Al die atome van hun element is identies, maar hulle verskil van die atome van 'n ander element. Let op die verskil tussen die atome van hierdie 3 elemente: goud, koolstof en helium. Die element goud bestaan slegs uit goue atome. Koolstof bestaan slegs uit koolstofatome en helium slegs uit heliumatome. Jy kan dus sien dat elke element uit sy unieke atome bestaan. Met ander woorde, al die goue atome is dieselfde, maar hulle verskil van die koolstof en heliumatome. Die spesifieke rangskikking van die atome in hierdie elemente is iets wat ons in 'n latere video sal bespreek, so moenie daaroor bekommerd wees nie. Vir nou moet jy net verstaan dat elke element sy eie unieke atome het. Hierdie eienskap maak elemente dus suiwerstowwe, omdat hulle net een soort atoom bevat en nie deur chemiese reaksies opgebreek kan word in enige ander stowwe of elemente nie, want daar is fisies niks anders in hulle om hulle in iets op te breek nie. Dit beteken dat as ons goue ring in kleiner stukkies breek, elke stukkie steeds net goue atome sal bevat. En selfs as ek hierdie goud sou smelt, sou dit net vloeibare goud wees, wat nog steeds net uit goudatome bestaan. Op geen stadium tydens die afbreek van hierdie goud sal daar skielik ander atome of stowwe verskyn nie. So kom ons kyk nou na die periodieke tabel van elemente en hersien kortliks wat jy in die vorige graad geleer het. Die elemente op die periodieke tabel is gerangskik volgens hulle atoomgetalle, van die laagste tot die hoogste. Elke element word deur 'n blok verteenwoordig wat die element se atoomgetal, simbool, naam en gemiddelde atoommassa bevat. Atoomgetalle word in meer detail in 'n latere video verduidelik. Byvoorbeeld, die 16de element op die periodieke tabel is swaal. Sy atoomgetal is dus 16. Die simbool vir swaal is 'n hoofletter S en die gemiddelde atoommassa is 32. Die 29ste element op die periodieke tabel is koper. Sy atoomgetal is dus 29. Die simbool daarvoor is 'n hoofletter C gevolg deur 'n klein letter I en sy gemiddelde atoommassa is 63,5. Die simbool van 'n element bestaan gewoonlik uit die eerste letter van sy naam wat as 'n hoofletter geskryf word, gevolg deur 'n tweede klein letter indien dit nodig is. Byvoorbeeld swaal bestaan uit 'n hoofletter S en kalium het 'n hoofletter K. Li verteenwoordig lithium en He verteenwoordig helium. Sommige chemiese simbole is bietjie moeiliker om te verstaan omdat hulle vanaf Latynse name afgelei word. Byvoorbeeld die simbool Ai van goud kom vanaf die Latynse naam arum wat beteken dat iets blink is soos die oggendson. Elemente word in horisontale rye wat periodes genoem word gerangskik vanaf 1 tot 7. Hulle word ook in vertikale kolomme gerangskik wat ons groepe noem vanaf 1 tot 18.
Die rangskikking van die elemente in rye en kolomme kan 'n wetenskaplike help om te bepaal watter eienskappe 'n element waarskynlik sal hê, omdat die elemente gegroepeer is volgens soortgelyke eienskappe. Byvoorbeeld of hulle metale, halfmetale of nie-metale is. Begin by boor en trek 'n zigzag lyn in 'n trapvormige manier tot by die onderste hoek van periode 7. Aan die linkerkant van hierdie lyn sit meestal metale. Metale is gewoonlik blink, smeebaar, dit beteken hulle is buigbaar, en hulle is meestal vaste stowwe by kamertemperatuur wat elektrisiteit en hitte goed kan gelei. Aan die regterkant van hierdie lyn is die nie-metale. Nie-metale is gewoonlik dof, bros, kan vaste stowwe of gasse by kamertemperatuur wees en is gewoonlik swak geleiers van elektrisiteit en hitte. Sommige elemente is nie heeltemal metale of nie metale nie. Hulle pas nie regtig in een van hierdie twee groepe nie. So ons noem hulle halfmetale of metalloïde. Hulle word gewoonlik naby hierdie skeidingslyn aangetref en sal eienskappe hê wat 'n kombinasie is van beide metale en nie metale. In eksamens sal jy altyd 'n periodieke tabel ontvang, so jy hoef nie die uitleg en al die inhoud in jou kop vas te lê nie. Maar sommige van die kenmerke, afkortings en elementname mag dalk nie verskaf word nie. So hier is 'n tipiese voorbeeld van 'n periodieke tabel wat jy in eksamen kan verwag. Let op dat die groep nommers aangedui word, soms in Romeinse syfers. Daar is geen elementname beskikbaar nie, maar die chemiese simbole verskyn wel. En dat die posisie van metale, halfmetale en nie-metale ook nie aangedui word nie. Jy sal egter altyd 'n sleutel op die periodieke tabel hê wat vir jou verduidelik watter nommers binne elke element waarna verwys. Sleutelterme vir hierdie video sluit in atoom, element, periodieke tabel, metale, nie-metale en halfmetale. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.